Soms voel dit vir my en vir jou dalk asof ons vasgevang is tussen twee leegtes. Hopelose hulp en hulpelose hoop. Hopelose hulp is wanneer mense probeer om te help, maar hulle woorde of hulle dade bring geen werklike verandering in jou omstandighede nie. Dis soos iemand wat water in 'n emmer gooi wat 'n groot gat daarin het. Hulle bedoel dit goed, maar eintlik is dit nutteloos. Jy hoor by hulle, ek is hier vir jou. Maar dit dra nie krag om jou regtig te dra nie. En dan is daar iets soos hulpelose hoop. Daardie vaag gevoel dat dinge dalk gaan beter word, sonder enige vaste fondament om dit aan te anker. Jy sê vir jouself, hou net aan glo, maar jy weet nie waarin om te glo nie. Dit is daardie tipe hoop wat niks dra nie. Jy wil glo dat dinge gaan beter raak, maar jy weet nie waarop om daardie hoop te bou nie. Dit is soos 'n ballon wat sonder 'n tou baie mooi is, maar deur die wind verlore raak en weggewaai word. Maar dan hoor ons hierdie ongelooflike woorde in Romeine 5 vers 5. En die hoop beskaam nie. Nie enige hoop nie, maar die hoop. 'n Hoop wat geanker is in God se liefde. Die liefde van God is nie net 'n teorie nie, maar is iets wat uitgestort is in jou hart deur die Heilige Gees. Eerskomende Sondag is Pinkster. God se liefde is nie net 'n mooi idee nie, maar is 'n werklikheid wat kom woon het binne in my en binne in jou. En dit gee aan jou hoop krag. Dit maak jou nie hulpeloos nie, dit maak jou nie hopeloos nie, want hierdie hoop is nie hulpeloos nie. Dit is vas. Dit hou stand as alles rondom jou wankel. Dis 'n hoop wat geanker is in God, wat nie net lief het nie, maar self liefde is. Liefde wat bly, selfs in pyn. Geloof wat dra, selfs in donker. Hoop wat groei, selfs in droefheid. Jy voel dalk vandag hopeloos en hulpeloos. Mense se hulp het jou dalk in die verlede teleurgestel. Jou eie hoop voel dalk op hierdie stadium leeg. Maar as 'n ander soort hoop. Nie 'n vaag gevoel dat alles op die ou end beter sal gaan nie, maar 'n vaste vertroue dat God jou nie sal los nie. 'n Hoop wat geanker is in God se liefde. Want selfs wanneer mense se hulp leeg voel, en selfs wanneer jou eie hoop wankel, is daar 'n hoop wat nie faal of beskaam nie. Nie omdat jy dit so goed reg kry nie, nee, maar omdat God getrou is. Kom ons bid saam. Here, ons vra vandag dat U vir ons hulp sal gee. Hulp omdat ons baie keer hulpeloos voel. En ons vra ook, Heer, dat U vir ons hoop gee as ons hulpeloos voel. Heer, en ons weet U doen dit deur U Gees wat U uitgestort het, U Gees wat binne in ons woon, wat vir ons hoop weer krag gee. Help ons dat ons aan hierdie hoop geanker sal bly, 'n hoop wat in U gevestig is, 'n hoop wat gebou is op U liefde, 'n liefde wat getrou bly. So Here, ons wil vra dat wanneer ons hulpeloos voel, gee dat ons deur U Gees herinner sal word dat U ons helper is. En Here, wanneer ons dalk hopeloos voel, gee dat ons weer deur U Gees die hoop sal kan onthou wat nie beskaam nie. 'n Hoop wat geanker is in U. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Dankie dat jy vandag weer ingeskakel het hier by die kerk aanlyn. Indien dit vir jou moontlik is, deel hierdie evangelie met iemand anders. Dalk is daar net iemand daar buite wat op hierdie stadium hulpeloos en hopeloos voel en dalk net nodig het om weer te hoor, God se hoop beskaam nie. Hy is ons helper en sy hoop is vasgeanker en uitgestort in ons deur die Heilige Gees. Tot 'n volgende keer.